my titel eintlik vanoggend is Geloof, die doelbewuste vertroue in die karakter van God. Nou jy sal sien, daar het ek het gesê, vertroue in die karakter van God. Maar daar is nie genoeg spasie vir my daar gewees nie. En ek besef toe, eintlik gaan dit, ek moet doelbewus myself instel om God te vertrou. Want wie stem saam met my, dis moeilik om God te vertrou. Of is ons baie heilig vanoggend, en dan gaan sê, halleluja, ek vertrou die Here in alles. Want wat maak dit so moeilik, is dat ek hom nie kan sien nie. En hy vra my dat ek hom moet vertrou, al sien ek hom nie. En daarom moet ek by 'n plek kom, dat ek sê, die doelbewuste vertroue, die doelbewuste keuse, om te sê, ek gaan God vertrou, maak nie saak hoe dit om my lyk nie. Kan ek vra net so tussen, want dit gaan my help waant ons op pad is, hoeveel mense is al deur 'n baie swaar tyd hierdie jaar? Enige iemand? Paar van ons, verhoudingsgewys, gesondheidgewys. Ons het mense verloor weer hierdie jaar, familielede. Ons het swaar tye weer gehad. Wie stem saam? So dit toets my vertroue. Dit toets my om vas te staan. Dit toets my om te glo, God is getrou. Ek gaan een vraag nog vra, en dan gaan ek preek. Wie dit bevraagteken toe dit baie moeilik gaan en sê, Here, maar waar is hy? Want ek weet nie meer nie. Enige iemand? Daar sy. Dankie vir die eerlikheid, want dit gebeur. Dit gebeur. En waaroor ek wil praat vanoggend, ek wil eintlik praat oor 'n plek van, en ek en Jan het hierdie week toe ons so lekker gesels daaroor, sê, dit gaan eintlik oor verhouding. Om God te vertrou, net soos enige ander ding, gaan eintlik oor verhouding. Dit gaan van hoe goed ek hom ken, hoeveel tyd ek met hom spandeer. Dis dit. En ons gesels so hierdie week, en ek en Jan, en ek sê vir hom, weet jy wat, nee, dis omdat ons nou praat oor verhouding, ek sê, vir my was dit baie moeilik om my pa te vertrou. Want my pa was nou nie 'n ou wat 'n amazing voorbeeld kon wees nie. En ek wil hom nou nie bash vanoggend nie, ek wil nou nie sleg praat vir my pa nie, ek was baie lief vir hom. Maar ek weet in die leefstyl wat hy gekies het deur sy lewe, was hy baie onbetroubaar. Waar dan luister ek na kontras van Jan se stories oor sy pa, dan hoor ek 'n ander pa heeltemal, wat ek voel, ek kan hom baie vertrou het. En so, op die einde van die dag, gaan gebeur dit dat, wat ons in ons eie huise beleef het, met ons familie, met ons vriende en alles, hoe ons verhoudings begin verstaan, partykeer trek ons daai ding deur na God toe ook. Is dit waar? Gaan hy doen wat hy gesê het hy gaan doen? Gaan hy getrou wees? Is daar nog iets wat ek moet doen nie, dat hy my meer sal aanvaar nie? En as ek dit dalk doen, meer doen, dan gaan hy dalk doen wat hy gesê het hy gaan doen. En vanoggend wil ek, weet nie, wat is die Afrikaans vir myth? Die? Mythe. Klink so weird. Tog is mythe. Mythe, ek dog is iets in die meel. Ja. So ek gaan die mythe, die meelgogga breek. Want ons sit met hierdie goedjies en ons kan onsself partykeer nie help nie hoe die emosies van ons oorvat rondom goeders wanneer dit moeilik gaan in ons lewe. So ek het hierdie gesê, ek sê geloof is nie net 'n gevoel nie, maar 'n doelbewuste keuse om op die onveranderlike en getroue karakter van God te vertrou, selfs wanneer ons nie sy weë verstaan nie. Dit 'n mondvol. Kan ek dit gou weer sê? Geloof is nie net 'n gevoel nie, maar 'n doelbewuste keuse om op die onveranderlike en getroue karakter van God te vertrou, selfs wanneer ons nie sy weë verstaan nie. Kan ek vir julle sê, hoeveel keer deur my lewe was ek deur dit, dat ek nie mooi kon verstaan nie. Jare terug, en ons het net hierdie week toe deel ons bietjie daarmee, ek sê jare terug, toe
Ons het groot seën beleef, ek en my vrou in ons lewe. Ag, Here is so goed. Daar was nie die finansies wat dit kon wys nie, maar daar was hierdie guns van God, wat van alle kante af ingekom het vir 'n seisoen vir ons, om ons regtig te help met 'n baie moeilike plek en tyd waar ons gekom het. Dit het so gewerk, iemand het meer as die helfte van ons huis hier vir ons betaal, en vir 'n jaar dit gedoen, en het gevoel die Here sê, dis wat hulle moet doen. Ons seun Emil daai tyd was, het ons 'n impak online, of nie online skool daai tyd, maar impak huisonderwys gehad, dit is fantasties gewees. En hy is toe net reg om matriek te skryf. En julle, daar eindig daai jaar sou mooi guns met ons huis hier word mooi betaal, jy weet, daar's 'n paar duisend wat want ons maak dit net. En ewe skielik sê die ouens vir ons wat ons geweet het gaan gebeur, hulle sê vir ons, hoorie Chris, so ons gaan nou nie meer verder dan betaal nie, en so nie, en die huis, en so, ek tog, oeps, ons kry 'n mooi brief van Impak af, wat ook vir ons sê, hi man, welkom met jou seun se matriekjaar wat kom, ons wil net vir jou laat weet, binne 4 maande moet al jou geld betaal wees, oeps. Maar het voel op een oomblik, nee, ek weet nie of julle dit al so beleef nie, het voel op een oomblik, het iemand 'n rots op jou rug kom sit. Het jy al daai swaarheid gevoel? En ek voel hom so, en ek sê, kyk, die Here weet hoe om met my baie vulnerably te werk. En ek onthou, ek bid teen demone, hoorie, ek bestraf hulle. Wie het al demone bestraf? Wie het al die vyand bestraf uit jou huis, en laat hy weet? Ek dink hy is so skaam as hy al verbyry, en maak hy so. En ek het letterlik dit gedoen, man, ek loop, ek sê, Here, in die naam van Jesus, maak ek deure toe, en daai demoon sal, maar ek bestraf vir hom. As ek kon skop, het ek geskop. Maar ek haal vir hom uit, en ek weet die Here is saam, maar ek voel, wie het dit al gevoel, die geloof van God, maak so borrel in jou. Yes, ek is in my gange, en ek sê, nee, ons vertrou Here, daai demoon wat elke deur toemaak, daai aanval teen ons familie, en ek sal dit nooit vergeet nie, ek sit so in die bad, en ek bid ook nog daai aand so, sit ek so in die bad, en ek was so lekker, en ek begin weer, Here, daai deure van die vyand, die Here sê vir my, hoor nou dit, hy sê vir my, dis ek. Ek bestraf al wat ek kan bestraf, maar ek hoor die Here sê, dis hy wat dit doen. Hy sê vir my, Christus ek doen dit. Maar jy weet wanneer God praat, nee. Die kalmte van die Here kom so oor my, en ek hoor toe, dis iets. Want toe voel ek veilig. Ek ken my pa se stem. En ek voel veilig op daai oomblik, en ek weet, hier kom iets. Hy is besig met 'n plan. En die Here sê vir my, Christus, ek wil dit doen. Hy sê, ek laat dit toe. En die volgende prentjie wat hy my gee, hy sê, ek wil jou tentgebied vergroot. En toe ek daai woorde hoor, ek sal dit nooit vergeet nie, toe is ek opgewonde. Ek los toe elke demoon uit, want hulle is al toe kaal gestrip. Ek spring daai bad uit, ek is aangetrek reg, ek sê vir Maureen, hoorie my skat, goeie nuus, ek weet, hoorie so, dis die Here wat dit doen. Is dit goeie nuus? Jesus, dankie Here, dankie dat dit so moeilik gaan. Ek sê nee, ek sê vir dis die Here wat die Here sê, hy wil ons tentgebied vergroot. Jy sien wat gebeur toe kon ek in dit vertrou, wat ek nie sien nie, want ek het hom gehoor. En daai vrede wat alle verstand te bowe gaan kom oor my en my vrou, en ons weet die God het gepraat. Kan ek vir julle sê, ek het net met daai tyd met my sideline business begin, toe ons weer sien, toe doen ons so goed, ons betaal my seun se matriek af nog voor daai 4 maande. Ons betaal dit totaal af en ons het meer as genoeg vir die rent elke maand. En in daai plek was dit dadelik, deure gaan toe, dit gaan moeilik, Here, waar is U? Help Here, dit gaan moeilik, die vyand is op my, maar ons verstaan partykeer nie sy plan nie, dat God daar staan en sê, ek wil jou nie hê waar jy nou is nie, ek wil jou aanbeweeg, want ek het meer vir jou. Ek dink as iemand vanoggend wat dit moet hoor. Want God wil partykeer my en jou uit ons comfort zone uit stoot, druk. En ek preek nou ver voor myself uit.
Maar ek is so opgewonde hieroor, want ek weet as ek en jy dit begin verstaan, as ons God begin verstaan, as ons God begin hoor, as ons begin soek na sy stem in ons lewens, as ons verhouding met hom begin bou, raai wat begin gebeur, ons stap in sy weë, en maak nie saak wat dit is nie, sy wil geskied. So ware geloof is om die doelbewuste besluit te neem, om ons vertroue in God se karakter te plaas. Want God is wie hy sê hy is. So ek het so 'n paar goedjies neergesit vanoggend. Dit is nie 'n lang preek nie, net 3 ure. En dan gaan 'n bietjie kat, dat hy so 2 ure 59 minute is. Dat ek sal sê, omdat ek weet wie God is, en omdat ek in verhouding met hom staan, gaan die volgende vir my geld. Ek vertrou op God se onveranderlike karakter. Jy kan daar neerskryf as jy skryf, punt nommer 1, ek moet vertrou op God se onveranderlike karakter. En hier is die ding, baie mense plaas al geloof en vertrou in ander mense, omdat hulle vertrou. Daar het ek nou gesê het, omdat ek in verhouding staan met iemand, vertrou ek hulle, want ek voel, hulle het die beste vir my in hulle gedagtes. Is dit waar? En ek wil met julle 'n skrifgie deel wat 'n groot gedeelte van my lewe is nog al die jare. En dit staan in Numeri 33 vers 19. En hierdie het my gedagtes totaal en al verander. Toe hierdie vir my 'n openbaring word van wie God is, toe verander dit my lewe totaal en al. Hy sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Kyk vir jou langs en sê, God lieg nie. 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Die dag toe ek daai skrif lees, en God praat met my oor wie hy is in sy karakter, toe verander dit my lewe heeltemal. Ek kyk na omstandighede partykeer om my en glo vir my, dit gaan nog moeilik party dae. Daar is nog seisoene waarin ons kom, wat ons nie 'n idee het wat ons verder moet doen en hoe hierdie pad gaan uitwerk nie. Maar dan kom God nog elke liewe keer en sy plan wat hy vir my en my vrou en my gesin gehad het, kom altyd op die voorfront wanneer hy sê, Chris, ek dink jy is so 'n bietjie te lank in hierdie lekker comfort zone van jou, hierdie gemaksone van jou, en dan druk hy my geloof so 'n bietjie. Dit voel nie soos 'n bietjie nie, dit voel soos 'n suurlemoen. Hy druk vir my, hy squeeze vir my, en dan wanneer daai goed begin gebeur, dan sien ek die volgende fase. En weet jy wat gebeur met my julle? Ek kry nog meer vertroue dat hy is wie hy sê hy is. So wat ek hou van daai skrif, is dit in daai vers verseker God ons, dat hy is wie hy sê hy is. Sy karakter is perfek, getrou en betroubaar. Ek dink partykeer die probleem wat ons partykeer het, en ek het daarmee begin, is omdat ons nie verhouding met hom het nie. En as ek dit moet sê, moet ek miskien baie versigtig ook wees, en dit ook sê, van ons weet nie hoe om so 'n verhouding met hom te hê nie. Is dit waar? Partykeer is dit dalk die ding. Want ek het eendag gekry, ek stap so saam met 'n vriend van my jare terug, en toe ek en hy so stap, en ek sê vir hom, nee, die Here is besig om dit te doen, maar daai ou kyk my so. Hy sê vir my, liewe land, jy is maar 'n wit broodjie van God, nê? Nee. En toe hy dit sê, toe vang dit my, en ek besef toe, en ek sê nogal vir hom, dit gaan nie oor 'n wit broodjie nie. Nee, gaan oor ek vertrou hom. Iemand moes dit gehoor het vanoggend. Het gaan toe nie oor 'n wit broodjie nie, het gaan oor iemand vertrou hom. Kan julle onthou daai preek van bootjies en toue knip? Daar's 'n tou wat God dalk wil hê ek en jy moet knip vanoggend.
En dis die tou van self-dependence. Om op jouself staat te maak en op jouself te vertrou, meer as wat jy in God vertrou. En ek gaan nou daarby uitkom. Miskien gaan ek so 'n paar van ons so 'n bietjie ruk, maar ek gaan nie probeer dit hard doen nie. Ek gaan dit probeer doelbewus doen. So die volgende ding, gevoelens kan bedrieglik wees. Wie weet dat jou gevoel en jou emosies kan jou of nader bring aan die Here of verder wegvat. Maar gevoelens is belangrik. Jy sien, gevoelens kan bedrieglik wees en is nie betroubare aanduidings van God se karakter nie. En partykeer laat ons toe dat ons self gelei word deur ons gevoelens en dink dis hoe ons God vertrou of nie vertrou nie. En daar's 'n skrif in die woord in Jeremia 17:9. Ek het al baie oor hierdie skrif gepraat, maar hy sê die volgende: die hart is bedriegliker as enige iets anders. En ek hou van die woord. Hy is ongeneeslik. Jy gaan hom nie verander so nie. Hy sê, wie kan hom verstaan? Dit is asof die skrywer vir my en jou wil waarsku en sê, moenie jouself laat gelei word deur die emosies wat jy beleef nie. Moenie die karakter van God probeer onderskei deur jou emosies nie. Moenie toelaat dat jy beïnvloed word rondom hoe jy gaan reageer wanneer dit moeilik gaan deur jou emosies nie. Ons het 'n ding wat ons altyd sê, put your emotions behind God's leading. Kan nie my hart vertrou nie, maar ek kan God vertrou, al is my emosies de mekaar. Daarom is dit vir my en jou belangrik dat ons in God se woord moet wees, en dit gaan my volgende punt wees. Ons moet in God se woord wees, sodat God se vertroue in God se karakter kan begin kweek. So leer ken God se karakter deur sy woord. Dis vir my skrikwekkend. Ek en Jan het ook al 'n bietjie daaroor gepraat, en ek dink in die eldership of in ons leierskapgroep het ons ook al gepraat van hoe interessant is dit dat baie van ons jong mense vandag groot word sonder die verstaan of die kennis van die Bybelse helde nie. Die gewone storieetjies waarmee ek en jy groot geword het. Al was dit op skool, maak nie saak waar nie. Daar het ons geluister, kinders ken nie meer daai stories nie. Baie kinders ken nie meer die Dawid en Goliat storie nie. En jy kon dit net noem en almal weet presies waarvan jy praat. Nou as ons nie eers sy woord ken nie, hoe gaan ons in sy karakter kan vertrou? Waar gaan ons meer 'n prentjie kry oor wie hy is? So om geloof in die karakter van God te hê, moet ons eers sy karakter ken. En die beste manier om God te ken is deur sy woord. Toe ek my verhouding met Jesus Christus begin het in 2000, kon jy my nie uit die Bybel uitkry nie. Dit was so erg. Ek dink ek was daai ouens wat hulle sê, hierdie ou is te ekstreem. Maar jy weet, daar's iets in my gees wat wakker geword het, wat vir my gesê het, ontdek nou. Ontdek, soek dit uit. Ek kon nie sonder die Bybel wees vir 'n oomblik nie. Ek wou net lees en ek wou meer uitvind. So ek was so honger. En weet jy wat verstaan ek vandag? Ek verstaan vandag dat dit daai moedersmelk is wat ek nodig gehad het, wat in God se woord was, om te versterk te word en met die wete van wie my Papa God is. Jy sien, want daai tyd is die ouens van mekaar hier in die dorp, jete, daai ouste rof,
Daar's nie 'n manier dat hy by die Here kon uitkom nie. Hy kan nie verander nie. Ouens het dit gesê, en onthou dis 24 jaar terug. Ouens gesê, daar's nie 'n manier dat daai ou kan verander nie. En die ouens was so amazing en gracious geweest. Hulle het gesê, ons gee ons vir 2 maande, dan is hy weer terug. En ek hoor die stories, maar ek word nie kwaad nie en ek lag daaroor. En ek sê, maar daar's iets wat die ouens nie verstaan nie. Ek het nie godsdiens ontdek nie. Ek het 'n verhouding met 'n lewendige God ontdek. Jy sien, godsdiens en net goed doen vir God gaan my verder van hom af wegvat. Want ek gaan dit nooit maak om nader genoeg te kom nie. En maak nie saak wat ek doen nie, gaan nooit goed genoeg wees om sy seën te beleef oor my lewe nie. Maar verhouding sê, seun en pappa, praat met my seun al, die beste het ek vir jou. Stap saam met my. En God wil daai verhouding my en jou hê. Hoor wat sê Romeine 8:28, en nou gaan ons bietjie by die juicy goedjies uitkom. Romeine 8:28 sê dit, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. So selfs wanneer ons dit nie kan sien nie, is God aan die werk vir ons beswil in alle omstandighede. Daai omstandighede wat ek gehad het, toe ek so gesit en ek weet nie waar daai finansies vandaan kom nie, en God kom en sê, hey, dis ek. En toe ek hoor my pappa sê vir my, dis hy, toe het ek rustigheid en vrede. Hoekom? Want ek weet, hy het die beste plan vir my lewe. Ek betwyfel hom nie. Maar as ek voel, ek is nog nie goed genoeg vir hom nie, gaan ek wonder, hoe ver gaan hy my afvat? Hoe ver gaan hy my seermaak? Hoe ver gaan hy my wegstoot? En dan gaan daar vrees kom, en nie 'n toenadering na hom toe nie. Want ek voel as nog iets nie reg nie. Wat my by die volgende punt bring, is ons moet vertroue hê in God se plan. Weet jy dat God 'n plan oor jou lewe het vanoggend? Weet jy dit? Want ek dink van ons sukkel nog om dit te besef. Partykeer voel ek ons is 100% op pad met daai, maar dan kom maar partykeer van ons 'n paar grade afbeweeg en 'n paar ander goedjies vat ons vas en lei ons eintlik so half bietjie weg. Maar weet jy wat so great van die Here? Hy het altyd so 'n manier om jou terug op koers te bring. En partykeer hoe God my en jou terug op koers bring, is wanneer hy saam met ons beweeg, en daar sekere goedjies, en hoor my mooi vandag, wat God kies om uit jou pad uit te vat, wat hy weet is besig om jou weg te vat, van die plan en die doel wat hy vir jou het. Nou preach ek nie net sonskyn en maan, wat sê hy, wat is hy woord? Sonskyn en? Rose? Maanrose? Ek weet nie. My Afrikaans val vandag. Maan skyn en rose, kyk nou weer die juffrou. Dankie. Want jy sien, ons het op 'n stadium, dink ek, het ons net gepreek oor die volgende, of het ons die boodskap gekry, dat God alles net mooi doen vir jou. Maar het jy geweet dat God partykeer goed sal toelaat, en ek praat nie van evil nie. Ek praat van, sekere goed gaan op jou pad kom, om jou te toets, om hom meer te vertrou. Watter vader sal sy kind los, dat hy op 'n verkeerde pad bly wandel, en nie besluit om iets daaraan te doen nie? Hallo? As jy daai tipe dad is, wil ek vandag vir jou sê, en jy laat toe dat hulle net daar aangaan, en jy prys hulle vir dit, kan ek vir jou sê, that's bad fathering. So God laat sekere dinge toe. So wanneer ons lus is om op te gee, of wanneer ons geloof getoets word, moet ons onsself herinner aan wie God is. Sien, dit bring nou weer goeders reg, nê? Dit bring nou weer goed in alignment. Wanneer ek getoets word, of as dit partykeer moeilik gaan, en ek verstaan nie lekker hoe die paadjie moet uitloop nie, weet ek een ding verseker, ek kan God vertrou. En ek gaan ons vat na 'n karakter toe vanoggend.
Maar voor ek dit doen, daar's 2 skrifte wat ek gou wil deel. En dan wil ek ons na 'n karakter toe vat, wat vir my die mooiste prentjie is, wat vir my en jou wys, dat as dit moeilik gaan, hoe ons kan staan en vertrou op ons God se karakter. Jesaja 40:8 sê, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Soos God eenmal gesê het, jy is die geseënde, raai wat beteken dit? Jy is die geseënde. As God gesê het, ek het 'n plan en 'n doel vir jou lewe, raai wat? God het 'n plan en 'n doel vir jou lewe, en hy gaan nie sy gedagtes oor jou verander nie. Jesaja 41:10, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Weet jy wat beteken daai vir my? Maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak hoe moeilik is nie, God sê, hey, moenie vrees nie, Chris, ek's met jou. Chris, ek gaan jou nie laat gaan nie. Chris, ek hou jou vas. Dan hoor ek die woord, seun, Dad's got you. Papa het jou. So God se woord en sy karakter is konstant, maak nie saak wat in die wêreld om ons gebeur nie. Daai liedjie Abba hier is, het ek geskryf in die moeilikste tyd wat ons almal beleef het. En ek het daai liedjie geskryf in COVID tyd. Want in COVID tyd, toe vra die Here vir my of ek wil nader trek aan hom. Sê ek, ja Here, ek soek dit. En in daai tyd kom maak die Here toe net meer vas wat Abba is. Niks kan verander nie. En kan ek hierdie vir julle sê, in daai tyd het ons seker die grootste seën beleef wat ons in 'n baie lang tyd beleef het in hierdie huis Koinonia. Ons het deurbrake bo-natuurlik gesien, dat ons nie weet waar ons vandaan kom nie. Ons het net een ding geweet, God is getrou en ons was gehoorsaam. Come on. God is getrou en ons is gehoorsaam. In COVID tyd word hierdie gebou opgerig. Wat 'n tyd om te bou. In COVID tyd rig God hierdie gebou op. Maar ek dink hy het 2 geboue opgerig. Hy het ons geestelike gebou opgerig. En toe het hy besluit, ek lig sommer die mure ook vir julle op. So ek wil vir julle 'n storie gou vinnig so vertel van 'n ou met die naam Job. Wie ken Job se storie? Ek gaan vinnig sy goedjies vertel en dan is ons klaar. Nou Job was vir my seker een van die beste stories van verduideliking van wat dit moet wees wanneer swaar tyd op jou kom, wanneer swaar tyd jou vat en almal staan eintlik teen jou en sê vir jou, hoe kan jy hom vertrou? Kyk wat doen hy aan jou. Die opinies van mense. En Job se storie is eintlik 'n voorbeeld van iemand wat seën verstaan het. Job het alles goed gedoen vir God. Inteendeel, hy het dubbel van alles gedoen. Hy het meer gedoen as wat hy moes doen. As hy offers bring, net om seker te maak sy kinders mis dit nie, dan het hy vir hulle offers en hy het dubbel offers gebring vir God. Hy het in elke area het hy ge-excel. Hy het verbygegaan as wat hy moes. Hy het God so vertrou in alles en hy was geseënd gewees. En dan kom 'n tyd toe die vyand so voor God staan sê, ja, want God sê toe vir hom, hey, kyk my dienskneg, Job, kyk vir Job. Daar's niemand soos Job nie. Job, yes, hy's getrou. Job, ja, en hy praat net hierdie, God praat nie mooi gehad. Satan sê, ja, maar hy so omdat u hand op hom is. Dis al hoekom. Hy het geen moeilike tye in sy lewe nie, dis al hoekom dit so met hom gaan. En dis wat ek wou sê, hier is die ding. Ek het hierdie week bietjie daaroor gepraat, ek sê,
as dit goed gaan met jou en jou bankrekening is vol, nê? Raai wat? Dan is dit baie maklik om God te vertrou. Is dit waar? Want dan kan jy sê, nee, het gaan goed, ek vertrou die Here. Maar as hy weggevat word, as hy sekuriteit weggevat word, is dit moeiliker om te sê, ek vertrou hom in alles. Dan vra ek gewoonlik, hoekom? En God sê toe vir die vyand, okay, gaan toets hom. Jy mag alles doen, maar jy mag nie sy lewe vat nie. Job verloor alles. Imagine nou sy plaas, verloor alles brand af, kinders is dood, hy kry net hierdie nuus, een op die ander kry die nuus, alles val uit mekaar, die kinders is dood, hierdie het gebeur, daai het gebeur, hy hoor hierdie goed. En wat toe nou nader met hom gebeur ook, nê? Hy word siek, dodelik siek. So erg, hy is omtrent op 'n ashoop hierdie ou. Maar dis wat ek gou wil lees, ek wil nie te veel tyd spandeer nou nie. Job se vrou kom na hom toe, sy helper. Sy vrou kom na hom toe en sy sê vir hom die volgende, want ek dink sy was al bietjie moeg, toe sy sien wat hier aangaan. Job 2 vers 9, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Jo. Bly jy nog steeds opreg? Bly jy nog steeds vertrou? Bly jy nog steeds dink? Kan jy nie sien, hy's kwaad vir jou nie? Kan jy nie sien, hy wil jou doodmaak nie? Kan jy dit nie sien nie, Job? Yes, maar Job, nee, ek het so lekker glimlag gekry hierdie week toe ek het lees weer en ek wil sê wat sê hy in vers 10. Toe sê hy vir haar, hoor nou hierdie ding, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. Jo, ek sal nie vir my vrou sê nie. Anders te hoor julle, here lies Chris, he was, okay. So as ons die goeie van God, hoor nou wat sê hy, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Nou ek wil amper daai slegte aanvaar, eintlik half vat, dink jy nie ons moet ook die toetse aanvaar wat kom? Die plekke waar ons moet deurwerk, plekke wat ons moet deurgaan, moet ons nie ook daai goed begin aanvaar en sê, Here, dankie dat U my die krag gee om deur hierdie ding te gaan, wat ek nie verstaan nie, Here, maar ek ken U. En om alles nog erger te maak, kom sy vriende na hom toe. Hier kom sy chommies, sy buddies, sy biltongvreters. Kom saam, hoor nou, nee, is interessant. Elifas sê nogal die volgende vir hom. Baie interessant. Wys jy hoe dink ons, en ek wil amper sê, die religious ou kom toe na hom toe, en hy sê vir hom, dink daaroor na. Het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan? Waar is regverdiges ooit uitgewis? Ek het ondervind, hy het klaar sy mind opgemaak, die wat onreg plant en moeilikheid saai, oes dit ook. So hier kom sy beste vriende en sê vir hom, jy steek iets weg, Jommie. Dis hoekom dit so met jou gaan. Jy is in die moeilikheid by God. Interessant. En wat vir my interessant was, hierdie beskuldiging weet ons was vals. En wat kan dit in 'n ou se gemoed doen as hy hierdie goeters hoor? En Job sê toe in Job 13:15 sê hy, al sou God my dood maak, ek kan nie wag nie, ek moet my saak voor hom stel. Hy staan nog steeds vas. Maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak wat God in my wil doen nie, weet julle wat nie, ek
vertrou hom. Ek wil nog steeds voor hom staan. Ek wil nog steeds vir hom my saak neerlê. Ek wil nog steeds vir God sê, ek vertrou U. Ek verstaan nie, maar ek vertrou U. So Job se geloof was nie gebaseer op sy omstandighede nie, maar op sy kennis van wie God is. Ken jy hom? Dis my vraag vir jou vanoggend. Ken jy hom? Ken jy hom? Ken jy hom? Want om van hom te hoor en van hom te weet, is nie dieselfde as om hom persoonlik te ken nie. Ken jy hom? Ken jy hom van 'n Sondagdiens? Of ken jy hom vir 'n lewendige verhouding wat jy elke liewe dag met hom kweek? Ken jy hom? En omdat ek so baie gepraat het vanoggend, het ek 3 punte wat ek nie eers wil gaan uitbrei nie, wat ek net die volgende wil sê. Wat is die wegneemsleutels? As jy moet weggaan vanoggend, 3 goedjies. Geloof is 'n doelbewuste keuse. Eerste ding wat jy moet onthou. Geloof is die doelbewuste keuse. Jy moet kies vandag om God te vertrou, wie hy is, in sy karakter. Hy's onverander. Tweede ene, God se karakter is betroubaar, selfs wanneer gevoelens dit nie is nie. Selfs wanneer jou gevoelens nie betroubaar is nie. Maar selfs al is jou gevoelens die mekaar, is God betroubaar. En dan die derde sleutel wat jy kan saamvat vanoggend. Beproewinge toets ons geloof, maar God se getrouheid bly staande. Julle, maak een ding klaar met jouself vandag. Jy gaan nog altyd toetse kry. Dit is God se manier om my en jou te groei. Jy het geweet? Dit is God se manier om my en jou te groei. Jakobus 1 sê wat? Ag, louter dit alle vreugde, broeders. Klink so hoog. Nee, as julle deur allerhande beproewinge, toetse gaan en al hierdie dinge, hy sê, wees dankbaar. Want net daarna sê hy vir ons, hoekom gebeur dit? Hy sê, want God is besig om ons geloof te toets en te groei. Want weet jy wat maak my smile oor daai skrif? Al klink dit so hard, ek besef een ding, I'm gonna see a miracle. Ek gaan 'n wonderwerk sien, want daar's iets wat in daai skrif vir my sê, raak opgewonde, because you're about to see God move. Raak opgewonde, want jy gaan binnekort God sien beweeg. Jy sien God beweeg, partykeer wanneer dit ongemaklik is, vir my en jou. So Hemelse Vader, ek kom vanoggend voor U, en ek sê vir U dankie vir hierdie oggend. Here, dankie dat ons hier kan wees, Here, as familie, as boeties en sissies, as regtig geseëndes vandag, wat op U woord kan staatmaak, op U karakter kan staatmaak. Here Jesus, al gaan dit moeilik, op U kan vertrou, Here, dat U het wel 'n plan. En Here, dat ons kan vertrou, dat U gedagtes oor ons nog nooit verander het nie. En Papa, ek weet daar is mense vanoggend wat hier sit en sê, Chris, dis maklik om so te praat, maar Vaderland, weet jy waar is ek nou? Dan wil ek sê, Here Jesus, saam met dit, yes, ek weet, want ek was al 'n paar keer op daai journey. En so, voordat ek heeltemal afsluit, wil ek 'n kans gee vanoggend. Yes, ek wil 'n kans gee vanoggend vir ouens wat binne in 'n gat sit. En vanoggend nie weet hoe om uit hierdie gat uit te kom nie. Ek wil vir jou 'n kans gee vanoggend om te kan opstaan en sê, Here, ek wil myself neerlê, Here, en ek wil U vertrou. Here, ek wil klaarmaak met hierdie selfstandigheid van ek kan net op myself vertrou, Here. Hierdie hardheid, Here,
wil ek mee klaarmaak vanoggend sê, ek het so lank op myself staat gemaak, want ek kan niemand anders vertrou nie, en God, U sê vanoggend, maar ek staan voor jou deur. En as dit jy is vanoggend, en jy weet, jy het 'n deurbraak nodig, wil jy nie saam met my opstaan nie? Op hierdie verhoudingspad sal jy my altyd sien opstaan, want ek het geleer oor die jare, ek, Chris, beteken niks sonder hom nie. Ek het nie die vermoë nie, ek het nie die krag nie, maar hy het.